90.5. Dit nie, Dousie. Ja, maar daai woord word vir my te veel gebruik. Maar met jou mag ek. Ja, ek weet hom nie, daar is te veel legendes, jy weet, ek kan nie so baie legendes in die wêreld hê nie. Ek wil rader gesien word, sê ou wat nog sing en nog lewe. Absoluut, maar ons gaan vir jou die rose gee terwyl jy nog leef, maar hoekom ek sê jy's 'n legende is, want jy treffer op treffer al vrygestel en jou eerste albumsnaam was nou Mercy, né? Ja, Mercy. Ja, of net Mercy. Ja. Luister maar, ek onthou ons het so op die plaas, het ons so in die bakkie gery op 'n grondpad en omtrent almal daar in die dorp waar ek nou vandaan kom het Dousie CD's in die bakkie gehad. En dan was dit gewoonlik die Zulu albums, dit was Mercy, daar was nog 'n paar ander, wat was die Pers album se titel? Ja, was hy met Rocking the World. Yes, dit was hy met osse waarop ensovoorts. Maar ek het gelees jy's in Shlushluwe gebore van alle plekke. Absoluut, ja. En toe, waar is jy soos net na jy nou groot geword het? Standerton, Leander, ek het Standerton groot geword, ja. Standerton groot geword, meeste van die tyd, daar naby Leeupan. Ja, daar op 'n plaas saam met my dad. En jy was kortstondig in hoërskool Standerton in die koshuis dink ek. Kortstondig sinne 6 en 7 toe like ek dit nie, want ek hou nie van reëls. So ek het daai op huis en ek op die oomblik dink ek reëls is die mees belangrikste ding op die aarde, maar toe ek jonger was, het ek niks van reëls gehou nie. Ek het my ma gemis, dit was punt nommer 1 en dit was ja, dis my een van ek was maar 'n bietjie vas. Ek het deur baie dinge gegaan met die liefde vir my moeder. Verstaan jy? Daai is een van die dinge wat ek dink dis tot jou pa sal jy nog kan verneek, maar jou ma sal dit nooit doen nie. Dis waar. Dis een van daai dinge. So ek was maar baie ma vas. Toe gaan ek 'n Wander Hoërskool toe wat vir my actually 'n eye opener wees want in die Wander Hoërskool was dit was mos maar 'n myndorp. So met ander woorde net so lank Sekunda. Ja, so die skoolkinders kon beklei daar die survival mode is beklei. En toe kom ek nou daar in met gitaar speel. Toe change ek dit nou so 'n bietjie, toe raak jy harde manne ook so 'n sag. Hoe is dit? Ja. So, maar was jy ooit in die army gewees? Ja, ek was. Ek wou nie. Kyk, ek wou nie. Enige ou die manne daar ook sag gemaak met jou musieknote. Ek was baie kortstondig in die army en toe kom die generale en die luitenante en die majore en die goed agter, maar die man sing lekker. So vat hom maar saam op die partytjies. Ja. Hoorie, okay, so van Evander, kan jy ons bietjie terugneem na jou vroeë dae? Wat was daai oomblik toe jy nou geweet het musiek is jou roeping? Jessie, ek weet nie, ek het dit geweet van baie klein af. Ek onthou ek was seker 4 of 5 jaar oud, dan sal my pa my met die bakkie aflaai tussen die mielielande, dan sal hy nou opry, jy weet waar hy gaan werk. Dan sal ek so vir my so imaginary sal ek glo dat die mielies is my audience. Ja. En dan staan ek al met my tennisraket met my paar gutsnare wat ek al vasmaak en dan jam ek die wêreld. Gelukkige milies daai gewees hoor. Hulle het seker 'n ry gegroei daar. Ja, ek dink ek was van kleins af ook 'n muso. Ek wil niks anders hê. Mense vra baie keer vir my, so as jy jou lewe kan oorkry, wat sal jy wil doen? Dan sê ek as ek kan anders moet oorkry as wat ek kom nou gehad het, dan wil ek hom nie meer hê nie. Dan wil ek hom nie hê nie. Sonder musiek in die gitaar. Enige ander lewe behalwe myne is heavy boring. Verstaan jy? Ek het 'n heavy lekker lewe want ek maak dit vir myself lekker. Nee, absoluut. Ja. Jy het soos 'n lewenslus en dit is aansteeklik. Maar wanneer het jy toe nou begin Zulu sing? Ek meen, Siyaaya die album van klein. Ek was baie klein. Ek en my swart maatjie. Ek het swart maatjies gehad op die plaas. Baie van hulle Desember was die een Lolly, Fikile, Terkana. Waar was nog 'n ander? En julle was beste pelle. Ja, ons is klein gewees op die plaas, groot geword. Al die ouers het mos maar saam gewerk, gedors, geplant, alles en ons het maar saam gespeel, weet in die mielielande, meer in die rivier daaronder pak kry. Een van my Zulu liedjies gaan daaroor waar ons die ganseiers in die water gegooi het en dan dryf dit mos die ganseier, hy dryf mos nou in die rivier af. So ons het baie sulke goed gedoen. Ag ja, en dit is daar's memories, verstaan jy, meer as foto's. Ek bedoel ja. Maar hoekom het jy toe besluit jy wil ook musiek in Zulu opneem as deel van jou loopbaan? Ek het dit nie besluit nie. Nee, dit is maar wat in my kop organies gebeur, ja. Ja, het dit in my kop, die woorde het in my kop gekom. Ekskuus en toe het ek het maar gesing en toe het ek basically in 1987 het ek so begin 88 around there, toe het ek so in die pubs begin speel hier in Pretoria. Daar was omtrent 100 pubs gewees en ek het in elke pub gespeel. Hier in Hatfield area. Hatfield, Middestad, daar ek het een ding gedoen waar ek van 7 tot 12
of 8 tot 12 speel ek by Midnight Actors Grill in die stad en dan ry ek Joburg toe, dan gaan speel ek by Dillons in Best Valley, daar rond, dan gaan speel ek in Dillons van sê 2 tot 4 in die oggend. En dit was my lewe, dit was amazing, ja, dit was baie lekker geweest. Ek het baie dinge gesien en ja. Het jy op daai stadium miskien vir Teens ook raak geloop by van hierdie shows? Nee, ek het vir Teens die eerste keer ontmoet in die jaar 2000. Want ek dink hy het meer in Stellenbosch en daai plekke gesing en ek het hierbo. Wat funny is, want ek het oral in my loopbaan het dan vra mense, sal mense my kom sê, "Hey bro, ek luister net na jou en Teens." En dan ek het Teens 'n paar keer vir my gesê, mense het altyd vir hom ook gesê, "Jy luister net na hom en na my." So dit is, ek voel ja, ons het mekaar vind toe like ons mekaar, want ons het dieselfde belangstellinge gehad, altyd baie liefe girls gewees op daai stadium. Julle het ook altyd al die mooi girls getrek. Ja, die mooistes. Nou nie dat ek sê julle is onaansienlik nie, maar hoe het julle al die modelle, julle het altyd die modelle in kantrol. Dit gaan oor wat buite uit jou uitkom het, as jy jou bek oopmaak. Ja, ek hoor jou, ja, natuurlik. As jy jou bek oopmaak, ek bedoel dit gaan oor jou persoonlikheid. Ja, jou persoonlikheid. 'n groot persoonlikheid is nodig. Ek het daai tyd op universiteit al gesien. Toe ek op universiteit was daar so 'n good looking pel vir my gewees. En al die girls het altyd na hom toe gevlak. En dan weet ek, dit gaan net so 3 minute wees, dan raak sy woorde op en dan begin ek praat. Daar's hy. Verstaan jy? En dan raak jy funny en girls hou mos van funny. Dan kontrol jy hulle so in. Ja, dit is ook nou iets wat van die verlede is, verstaan jy nou? Ek kyk nou so daarna en dan dink ek vir myself, what a waste of time. Ek kon meer tyd in musiek ingesit het. Maar ek seker het 'n goeie tyd gehad destyds. Awesome. Luister, maar nou so gepraat van Teens Jordaan. Ek was by die tribute konsert hier by Loftus en dis asof haar hele stadion stil geraak het toe jy Blou Trein begin sing. Want jy het so jy het absolute emosionele koneksie met daai liedjie gehad. Het jy dit ook ervaar toe jy op die verhoog is, of is dit net omdat Teens vir jou so spesiaal was in jou lewe? Ja, ek kyk bra, ek sing nie op begrafnisse nie. Ek het by een van my ooms en dan by 2 so van my tannies gesing en dan vat dit my 3 ure om deur die sang te kom en ek is te emosioneel. Maar Teens was my baie emotional want hy was een van die ouens wat altyd dieselfde was met my. Verstaan jy, hy het nie 'n afdag gehad en dan haal hy dit op mense uit nie. Hy het sy afdag by die huis gelos en dan was hy nice met mense. Business gewys, ek het nooit met hom business gedoen nie. Ons was blootweg net vriende uit musiek en uit soos dieselfde belangstellinge. Verstaan jy, ons kom altyd van die plaas af. Ons het dieselfde groot word gehad. Julle is albei stad toe. Ja, hy kon nie van doef musiek hou nie en ek ook nie. Verstaan jy, ek hou van rock and roll. Yes. En nie rock and roll nie. Ons noem dit nou maar rock and roll, maar iets wat bietjie meer van 'n inbors het wat 'n mens kan na luister. Ons het opgehou luister in die lewe en luister is baie meer belangrik as om te sê. Jy weet, as te veel ek gaan net maar sê, te veel musikante wat sê, maar hulle bedoel niks. Verstaan jy? So you actually just riding an empty train. Jy pad nêrens heen nie. Dis volgens my die musiekbedryf op die oomblik. Maar verder is ek lief vir alle mense op aarde. Maar hoe voel dit nou vir jou as jy ietsie hoor soos die Sensasie remix wat nou 'n diep liedjie van jou vat soos Maybe My Baby en 'n bietjie opsoos? Maar dit is so diep liedjie. Kom ek sê wat nou, as ek het altyd daai tyd gesê, ek wonder dit het met my gebeur by Sun City waar Bryan Adams 'n show gedoen het in die 90s, somewhere toe speel ek by die Staffquarters. Dis ek 'n one man band en die aand toe kom hy ingestap in die plek en saam met 'n klomp extravaganza dansers. En hy's 'n kort klein mannetjie. En my pel sit hier voor. Ons het daai tyd nog flink brandewyndrinkers. En hy sê vir my, "Jy glo het nou ingestap met bra." Ek sê, "Wie?" Hy sê, "Bryan Adams." Ek sê, "Man, sê ek nou kak man." Maar ek sê vir hom, "Nee man, kan nie wees nie." En daai tyd was ek nogal baie, hoe kan ek sê, ek ken nie vir Bryan Adams nie, hy ken my en ek roepie bra. Jy was nonchalant oor dit. Ja. Nee, hy's 'n muso soos ek. Verstaan jy? Ek glo nie een musikant is beter as die ander nie. Ek dink net jy konsentreer meer om mooier liedjies te maak, verstaan jy? Ons langs die rekord te maak en hy kom toe, hulle sê te met Bryan Adams en ek reël toe. Ek sê vir Derek, gaan sê vir daai braai met saam my kom sing. En toe hy nou saam my, toe dink ek nog op daai stadium, hoe amazing sou dit nie wees om in 'n plek in te stap en iemand anders sing jou tune nie. En dit het al gebeur met my waar ek sien, dan geniet ek dit, verstaan jy, want onthou een liedjie
elke mens gaan hom anders oordra. Verstaan jy dit? Daar's nie iemand beter of iemand Jou swakker nie. interpretasie Dit hang af verskil hoe net. bedoel jy wat jy sê, man. Ja. Jy moet bedoel wat jy sê. As jy nie bedoel wat jy sê nie, Los dan het. niks. Ja. Dis soos 'n ou wat halwe brandewyn drink, maak die glas vol. Verstaan jy? Dousie is 'n glas halfvol tipe mens, nie 'n Ja, glas half leeg tipe ja. mens nie. So het jy toe nou saam met Bryan Adams die liedjie gesing dan? Ja, hy het saam met my dit kom speel. Wat bedoel jy? Ja. Wat 'n oomblik. Ja, en die ding is toe kom hy nog toe sê hy you should have been in my band en ek sê vir hom no you should have been in my band. Toe lag ons almal net maar sê dan hy dit is 'n groot grap gevat. Maar daar het ek ook besef dat iets wat my dad jare terug my gesê het. Hy het sê Hendrik, hoe toets jy 'n man se karakter? Ja. Toe sê ek nee pappa, ek weet nie. Toe sê hy jy gee vir hom geld of jy gee vir hom fame. Kyk, die swakheid van 'n man kom uit onmiddellik as hy geld of fame kry. Of mag basies. Of mag kry. En dan raak hy mens nou jy weet daai klein seentjie syndroom wat nou groot word en niemand kan my meer boelie nie. Jy weet daai dinge. Ek wens ons kan dit uit die mense uitkry, jy weet. Elke ou, daar's te veel basse. Dis 'n belangrike les, ja, absoluut. Ja. Luister, Dousie saam met ons in die ateljee en ek weet hy hou nou nie van name drop nie, maar ons gaan hom name drop want dit is spesiaal om jou Jy hier mag te hê my vanmiddag. ek is al so oud. Luister, jy het jou Takamine saamgebring. Kan jy vir ons ietsie live speel? Jy's eintlik hier om te praat oor die Sonneblomfees. Ons gaan nou daarby Ja, uitkom. Sonneblomfees, dit gaan baie lekker wees. Sonneblomfees, kyk jy sien my nie sommer met 'n vol band deesdae nie. So nou ek gaan by die Sonneblomfees gaan ons bietjie mooi maak. Ja, kan nie wag nie. Ons gaan ook nou ietsie weggee en ons gaan ook met Elvin Breinders praat in die ateljee oor die Sonneblomfees. Jy kan jou kaartjies nou al aanlyn kry. Maar Dousie, gooi vir ons ietsie live daar asseblief man. Hoorie, moet ek wonder jy nou moet ek 'n nuwe liedjie speel of moet ek iets speel wat jy nog nooit gehoor het nie. Ek dink wat ons nog nooit gehoor het. Wat jy nog nooit gehoor het nie. So hierdie liedjie gaan oor hoop. Okay. Want ek glo ons land het hoop nodig. Baie hoop. Baie van ons dink natuurlik dat daar is geen hulp meer nie. Ons weet nie waar ons heen gaan nie en ek praat van almal in die suidelike van Afrika. So in die konsentrasiekampe by Betuli was daar destyds 'n tannie met die naam van Marie, tannie Annette Maree. Sy het moed ingepraat vir die vrouens wat daar gesit het, wat nou in die konsentrasiekampe. Nou moet jy onthou, dis nou die tommies wat nou die Engelse soldate is wat daar rondloop en al sulke goeters en dit gaan maar woes. So, wat gebeur? Sy het altyd vir hulle moed gepraat. Die spesifieke oggend word sy wakker en sy sê toe vir die Here, maar sy het geen hoop meer nie. En hy moet asseblief haar 'n teken gee. So, en sy gaan toe, sy kom so uitgestap, kom so uit en die vrouens sit so op die gras en sy kom so uit en sy gaan sit so op so 'n klip. Gaan in die volgende oomblik kom sit daar 2 mossies so op haar skouer. Jo. En hulle vlieg weg. En dit is waar die mossie vandaan kom wat op ons muntstukke is vandag se dae nog. Wat? Daai belofte. Ja. So hierdie liedjie gaan oor daai. Wow. Daar is doringdraad en tommies en trane in die kamp. Betuli se heininge is hoog. Nog 'n kindergraf in die dooie gras. Die plase brand, nog 'n winternag. Annette Maree, bid vir 'n bietjie hoop. Ja, daar's 2 mossies op 'n muntstuk. As die vure in jou brand. En die heininge van wanhoop. So konsentrasiekamp. En die brande in jou binnekant sal stadig begin stop. Ja, as die boodskap van die 2 mossies kom nes maak in jou kop. Ja, ons is baie meer werd as mossies. Moenie vrees nie, sê die vrou. Al ryk sy nog haar plaashuis en sien sy nog die rook. Ja,
want geen konsentrasiekampdraad kon die mossies op haar skouer keer. Toe word dit 'n kwart penny van hoop. Ja, dis Dousie met 'n splinter nuwe liedjie. Gaan jy hom opneem en self opgeneem? Hy is nog nie opgeneem nie, so hy gaan opgeneem word binnekort. Ek het hom eintlik net gespeel dat die mense hom hoor en dat hulle hoor waar ek heen gaan. 'n Lusmakertjie. Daar's nuwe musiek op pad en ook saam met my in die Lunch Punch ateljee. Jeta. Dit gaan lekker wees. Hoor hierso Elvin, luister, welkom hierso. Altyd lekker om jou te sien. Hoorie, dis lekker om in hierdie studio te wees. Groot FM 90.5 as jy gewonder het. Dis waar jy is. Dis absoluut waar jy is. En wat het jy gedink van Dousie se splinter nuwe liedjie wat nog nie eens vrygestel is nie? Moenie na Dousie luister as jy sê 'n legende. Hy is 'n legende. Verstaan Hy's 'n lewende legende en ek staan bankpas langs jou. Dankie vir dit. Hy's 'n eyster. Nou ek onthou ek dink ek was 18 jaar oud. Dousie toe kom hier in Lydia Winchester by die ou SAIK studios aan op Tekkies. Ja, Ek dink dis jou heel eerste album, ek dink deur wie was dit? Wat s'ie plaat was? Scorpio Records. Scorpio Wel, was Records. dit Decibel? Dit was Dit Decibel. was op aanvraag, daai album seker. Ja. Of was dit Mercy? Ek onthou François toe daai selfde week het hy sy 4-jarige verjaarsdagpartytjie Nee, maar wat se jaar was dit? Dan sal ek vir jou kan sê, ek was 10 teen 4. Dit was 94. Nee, dit is later. Dit was 98. Toe was ek 8, ek was graad 2. Okay. Jy sien, dis hoekom ons sê, jy's nie oud nie, maar jy's wel 'n legende. Maar ons is ook nie koud nie. Luister so, Alwin, ek gaan sommer daar 'n bietjie by jou begin. Vertel my van hierdie sonneblomfees. Jy sê jy's nou die eienaar. Wat is die rede dat jy hierdie sonneblomfees in die eerste plek begin het? Okay, so ek het 'n sound and stage maatskappy. En dan doen jy moet onthou ons het in die bosse hoofverhoog gedoen, ek dink 6 jaar terug vir 5 jaar. En dan sit ek en my vrou en ons dan sê vir jouself jy moet jy eie fees doen en dan bly jy eers weer weg want al die risiko en jy moet vir alles betaal en dan bly jy eers weer weg en jy hou dit weg en verlede jaar toe sê ons kom ons doen dit, anders gaan ons dit nooit doen nie. Ja. En ons doen dit en ons sê dis sonneblom, dit moet sonneblom want ons is positiewe, happy mense wat kyk, wat energie soek. So die sonneblom draai sy gesig na die son vir energie. Dis spesiaal. En dit is en toe besluit ons sonneblomfees is perfek vir ons. Dis colourful, dis bright, dis energy. En ons het verlede jaar die eerste een gehad. En omdat daar so baie feeste is wat op pop oral, het ons gesê, okay, ons gaan nou vir ons dienste nie betaal word nie, dis okay. Sit die grootste verhoog op wat jy kan. En ons het aggressief aangegaan met bemarking met geen budget verlede jaar. En daar was 2500 mense wat dit kom geniet het. So, dit is baie hoor. Sonder bemarking. Sonder bemarking of ambush marketing. Ek het gegaan na skole toe en dit. En ek is 'n old school ou, so ek sit nog poster teen 'n paal. Yes, guerrilla marketing. Maar eintlik hoe dit nog moet werk. Ja, soos destyds by die KAK toe almal hulle eie posters teen die lamppale gaan plak het. Maar die verskil is nou moet die organiseerder daarvoor betaal. Destyds ek onthou, ons het ook so 'n paar shows gedoen met Vetkoekpaleis terug in die dag. Dan sê hulle vir jou, okay, stuur vir ons 25 posters, onthou jy dit? Ja, dit was deel van jou ding, jy moet dit bring. En dan natuurlik moet ek sê, jare terug doen ek bied ek saam met Margit seker vir 3 jaar in 'n ry is skouspel aan by Sunset. Ja, ek onthou daai jaar. En Dousie breek los met groen grassade. Dit is mooi. En ek sê dit vandag en ek het dit al 'n paar keer vir hom gesê. Ja. Sy stem het elke een van daai 5899 stoele laat lig in die Super Bowl. Jy weet dit wat 'n spesiale stem om 'n Super Bowl vol te maak, né? Ja, nee. En hy het hom vol gesit, die mure het gekraak. Wel, dan is dit nou nodeloos vir my om te vra, hoekom het julle besluit om Dousie deel te maak van die sonneblomfees? Man, ons wil Dousie op 'n groot buite stage sien met massive sound. 'n vol band. En hy was lanklaas in die Wesrand. Ja, ek is gereed daarvoor. Ek het nou so lank gesit en gitaar oefen en sit en musiek maak dat ek kan nie meer nie. Ek moet nou op 'n stage uitkom. Met 'n vol band en dit is jy sê dis teen daai pragtige agtergrond van Muldersdrift. Muldersdrift, die Wesrand naby genoeg aan Centurion. Ja. Ja.
Ons sal maar net so uitstappie. Kom gou deur en ons is opgewonde en dankie vir Groot FM 90.5 wat betrokke geraak het. Die son het gesien het en dat hulle ingekom het in die jaar wat Afrikaans, hierdie jaar is Afrikaans 100 jaar oud. Ja, dis waar. Sjoe. Dis amazing. Nou eers, dit voel vir my of ons al 700 jaar oud is soos wat ons aangaan. Ja. Onoffisieel is dit 700 Ek jaar. was nou gesê Chris Blignout was al 100 jaar oud in Afrikaans, maar Ja, in elk offisieel, geval, ja. Luister so, net vinnig weer daai datum is die 15de Maart. 15de Maart Waar? by Kassalinga in die Wesrand Muldersdrift. Die hekke maak 9 uur oop, maar ek gaan om 8:30 oopgooi. Al Ek oop gaan maak, laat niemand in die son staan nie. Ja. En ek sê in die son staan Dousie, want ek het gaan kyk. Mense moenie wag vir die oggend om te kyk of dit gaan reën nie. Dit ek sê jou nou, hier is ons die weerberig. Nee, jy Die 15de Maart is dit net sonskyn. Ons berig dan nou hier van die weerstasie dat dit gaan 26 grade Celsius wees. Geen reën voorspel. Ja, wat nou gaan gebeur is, kom ek sê julle hoe werk dit nou net. Yes. Kyk, julle moet nou almal moet nou soveel as moontlik mense met my by die show uitkom, want Elvin moet nou 'n paar rand maak want hy gaan nou my plaas kom koop, dan kan hy al sy shows daar op my Is plaas dit kom so? hou. Dis 'n goeie idee. Ja, want ons Ja, ja. mos nou klaar Ja. plekke daar. Hy Ja. doen so die sound, dan hy mos nou Jy sien jy moet net Die volgende eerste keer brein, sonneblom. dan die kan eerste Elvin- breinplaasboer daar in Harties. ja, nee, daar's baie. Daar's baie van allerlei boere daar. Nee, kyk, hoor hierso, maar net vinnig op daai noot, het jy nog steeds die shows en die goed aan die gang daarso ek het by dit Back to the toegemaak, my Roots? plek's nou in die mark. Iemand wat Rarig. nou wil groot shows doen en wat wil woonstelle bou en 'n hotel aangaan met 'n lodge, kan dit kom Nou doen. waar gaan jy dan nou heen? Bra, jy sien mos waar gaan ek my hele lewe gaan in musiek in. Fransjo, wat Ja, se maar- vraag is daai? ja, Waar maar- gaan hy heen? Hy's 'n bachelor met 'n groot stem en 'n gitaar. Ja, waar Daar wil jy is- heen met ek een? Ja, Die jy moet hele op 'n Pretoria plaas- sit so moet Dousie enkel lopende op 'n vroue. plaas Die bly. rede hoekom ek enkel lopend is omdat ek wil. Ja, natuurlik, is 'n eie keuse. Ja. Hoor hierso, maar sê net gou Elvin, so dis natuurlik pret vir die hele gesin met die kinderspeelarea. Dis nie net 'n musiekfees met kunstenaars soos Dousie nie, maar daar's ook 'n pikniekervaring. Dan is 'n hele pikniekervaring en kom ek sê ons is trots hierop dat daar is gourmet feeskos hierso. Dis 'n food experience. Ons daar's arts and craft, daar's goed om te koop. Dis nie sorry, ek het amper gesê daar's nie 'n klomp, dis nie 'n Chinatown stalletjie weet. Ja, maar dit moenie so wees. Nee, maar dit moenie so wees. Ja. Ja, en dit is dit ook nie. Kwaliteitprodukte. Yes, kwaliteitprodukte en dan is ons trots daarop om te sê dit is die enigste fees kan ek dalk sê waar ons nie die stalletjie eienaars enige geld vra nie. Wat? Want ons sê vir hulle kom hallo, ons het een keer toe besef ons daar is 'n stalletjie persoon wat nou besig is om daai stalletjie sit haar kind deur universiteit. So en dit is Giving back to the economic development en ons is trots daarop en hulle doen baie moeite. So kom experience dit. Daar's ook parkering en die parkering is ook gratis. Parkering is gratis, veilige parkering. Parkering is gratis. Dan het ons 'n Instax Photo Island wat nou totaal en al net my vrou se ding is, jy weet. Ja. Sy is 'n arty mens, so dit is alles bright en mooi en daai tipe ding. Ek sorg dat daar 'n biertuin is. Dis my werk. Ja nee, dit weet Ja, ons. ja, ja, En die ja. musiek. Maar luister, hierso het jy 'n geskenkie saamgebring. Hou hom gou vas daar. So Ja. wat is dit wat jy daar saamgebring het? Waar steek jy die gou-gou. kamera weg, joh? Hier's Ja, daar. Daar is hy. Ons die kamera net ja, voor dis jou. 'n Instax. Yes. Dis 'n Instax kamera pakket van ter waarde van R3,500 met jou Instax kamera en dan en hulle kan dit wen. Ons gaan elke keer as ons 'n kunstenaar bring, Dousie is die eerste een en is lekker en dan gaan ons nog later ander kunstenaars bring soos Gerard Steyn, Loufie wat ook daar gaan wees, Irene Louise wat daar gaan wees. Jelandrey, Landry gaan daar wees, Karlien van Jaarsveld gaan daar wees, Early B gaan daar wees, Martin Bester gaan daar wees. Nadine, Dirk van Westhuizen gaan daar wees. François gaan daar wees om almal aan te kondig en lekker van op die stage. En so ons gaan hierso ons wil van die Instax weggee. Ons gaan dit ook op die dag weggee, seker so voor elke kunstenaar en dan op lig. Elke dag gaan ons hierso weggee. So wat gee ons vandag nou daai enetjie weg? ons gee die ene weg, maar wat kan ons doen? Wat kan ons doen? Okay, wat dink jy moet ons doen? Dousie, ek het gehoor jy en Elvin, julle het so 'n mooi, 'n spesiale manier hoe julle nou mense na die Sonneblomfees toe kan nooi. Kan julle vir ons ietsie doen hier op die lig? Kom ek sê gou, dit het begin daarso, dit het begin daar by Linden Hoërskool. Ja, so dit begin al by Linden Hoërskool en toe sê ek net
London is by die Sonneblomfees en al die kids gaan. So ons wil hê die luisteraars moet dan nou ietsie opneem en is maklik want jy het jou foon. 'n voice note opneem en jy kan 'n tune bysit as jy wil, maar jy moet jouself identifiseer soos ek nou gaan doen en wees hoe kan ek sê, wees creative daarmee. Ja. Okay. So ek sou nou gesê dat ek is Elvin, 'n cool dude en ek is by die Sonneblomfees. Ek is Elvin en ek is die Sonneblomfees. Ek is Elvin en ek is by die Sonneblomfees. Elvin, sien jou by die Sonneblomfees. Woo! Yes, daar's die voorbeeld. Doen dit, stuur vir ons daai voice note nou as jy die Instax wil wen. Dit is 'n baie duur geskenk wat jy saamgebring het vandag, so dankie vir dit. En ons gaan net na 2 gaan ons dan nou luister na die voice notes en die wenners bekend maak. Maar terwyl ons nou vir Dousie het en hom mag misbruik, Dousie, wat maak jou opgewonde om eerstens deel te wees van die Sonneblomfees? En dis die eerste vraag. Tweede vraag, kan jy vir ons nog ietsie live sing ook asseblief? Ja, dis lekker by die Sonneblomfees en is baie naby my huis. En Elvin is daar. En ek gaan sorg dat die oorbly. Ek en nou Elvin, ons kom op lang pad ook al. Ja, en dis baie lekker en ek speel nie altyd deesdae mee met 'n band nie. Ek is maar alleen, maar nou so ek kan nie wag vir die show daar nie. Dit gaan amazing wees. Jo, hoorie, so kry jou kaartjies nou aanlyn. Jy wil dit nie mis nie. Ticketmaster.co.za 15 Maart by die Sonneblomfees waar jy wil wees en is by Casalinga in Wildersdrift. Soos Elvin sê, hy gaan die hekke sommer al voor 9 uur oopmaak dat jy nie in die son hoef te staan nie. Luister, Dousie, voor ek groet, 'n laaste ietsie live, man. Die tyd haal ons nou so vinnig in hier. Hierdie is 'n nuwe sang. Dis een van my laaste opwindende liedjies. Want dis die enigste opwindende ding wat ek kon kry om oor te sing, is my hond. By die opsit kers op die damse val, bly Jan en San van der Walt met 'n harige hond en 'n slap oor lê daar rond. Dan in die bek en 'n dik gat lyf met sy stert op die grond en hy lê daar rond en hy dink hy is die baas van Jan se plaas. Mooi man. Hy snyf in die huis, stil soos 'n muis. Bult hom in die spens is sy grootste wens. Na 'n groot geveg kry hy dit toe reg. Hy kou 'n bietjie daar in sy mond voel hy 'n brandgevaar. Ja, 'n chunk is hy toe daar uit. Hulle noem hom Pasone, maar se brak uit met chili biltong gevat, storm om die draai met 'n groot lawaai en met 'n bek wat brand soos 'n son op die sand. Hy wil mos. Ja, op Jan se plaas lyk dinge baie goed. Oud dan San lyk mooi op 'n eenskaar ploeg en die harige hond sy agter die trekker rond. Te lekker. Daar sê julle. Wow, Dousie, ongelooflik. Wat 'n lekker tune. Ja. Hoorie, so op daai noot, ons moet gou vinnig praat oor nuwe musiek. Ek weet jou nuutste enkelsnit is nou uit. Gister is vandag se gewete. Ja. En jy het nou vir ons 'n preview gegee van nog ietsie wat op pad is. Wat is jou planne vir die res van 2025? Ja, gaan baie lekker musiek, maar my musiek, jy weet, kom ek sê vir julle so, ek het my hele jong lewe my hele lewe in die musiekbedryf het ek musiek gemaak. Want dit was maar basically wie ek is. Ek kan niks anders doen nie. Jy wil nie ek moet in 'n kantoor vir jou gaan werk, jy gaan my binne 2 dae wegjaag. Ja, stel nie, ek sê nie, maar in elk geval, so ek voel op my ouderdom nou kan ek dan die enigste ou wees wat dan actually bietjie goeters wil sing wat bietjie sin maak, verstaan jy? In die tye wat ons leef. Verstaan jy, ons leef in tye wat nie een van ons regtig besef in wat se tye ons leef, verstaan jy? Dit word maar my punt is you need stuff for the soul as well as vir lekkerte, verstaan jy? Almal, daar's genoeg lekker musikante. Ek wil bietjie vir julle mooi musiek maak. Jo, Dousie, ons het dit nodig, hoorie. Dit was 'n absolute eer om nou vir die eerste keer ooit met Dousie te praat op die lig. So dis my eerste en 'n voorreg. Dankie Dousie. Ek waardeer dit verskriklik baie. Ek mis nou die dae van die grondpaaie en die plaas met die toe CD's nog 'n ding was wat jy net soos daar aan die frontloader gesit het en jy luister daai hele album deur. So net ietsie vinnig oor gister is vandag se gewete voor ons groet. Ja, gister ek glo en ek het 'n baie sterk rede om te glo dat die Here gee vir ons net een dag om te lewe. Elke mens op die aarde is een dag lank jou lewe. En ons Peter en ploeter rond in die verlede wat
vir ons niks in die sak bring nie. Niks wat jy uit die verlede uitbring kan vir jou positief wees vandag nie. Verstaan jy, dit is daar's te veel vingers wat wys, daar's te veel. As ons net kan afsluit van gister en vandag begin geniet, want dis al wat ons het en môre is net 'n belofte en vandag gaan maak dat môre beter is. Verstaan jy? So die hele sang gaan daaroor en dit is 'n feit. Verstaan jy? Daar's nie no ways nie. Ek leef my hele lewe nog vir vandag en ek het nog nooit teruggekyk na gister nie, want dis nie belangrik nie. Alles wat van gister af kom is iets wat jou hartseer maak, die dood, alles, verstaan jy? Alles maak jou hartseer uit die verlede uit. En ek voel dat ons het genoeg, ons kry genoeg uit die hemel uit van die Here af om vandag perfek te maak vir elke mens op hierdie aarde. Regtig. Dis hoekom hulle die Here die present noem, want dit is 'n geskenk. Hoorie so, dit was 'n voorreg om julle albei hier te hê. Alvin, baie dankie. Ek hoop ons sien jou binnekort weer om verder te gesels oor die Sonneblomfees wat nou 15 Maart plaasvind. Net yes, julle is awesome. Dankie hoor. Lekker middag verder. FM 90.5